Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ja, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U kom toe die heerlikheid van ewigheid tot ewigheid. Ja, U is die Almagtige, die Alomteenwoordige, en U is ook die Alwyse. Niemand hoef U raad te gee nie. U regeer en U beskik oor die hele skepping. Ook ons lewens is in U hande. En U beskik oor ons altyd ten goeie. Want U is 'n barmhartige Vader. En daarvoor dank ons U. Daarvoor loof ons U. Ja, ons wil dit voor die wêreld uitroep. U alleen is God. En deur ons Here Jesus Christus is U ons Vader, wat ons die eiendom gemaak het, deur ons Here Jesus. En U gee U Gees in ons harte, om die geloof in ons harte te werk, sodat ons U mag ken. Vader, en ons dank U, dat ons U mag ken, as 'n Vader wat elke dag oor ons waak, wat ons lewens regeer, vir ons voorsien. Ja, U gee vir ons lewenskrag en gesondheid en alles wat ons nodig het. Want U genade is altyd oorvloedig. U genade is altyd vir ons genoeg. En daarvoor dank ons U. En ons dank U, o Vader, dat ons vanmôre weer hier in die teenwoordigheid mag wees. Waar ons mag weet, U is hier in ons midde teenwoordig. En U bring U woord, U lewegewende woord, U kragtige woord, bring U tot ons, sodat ons daardeur gevoed en versterk kan word. En dis ons gebed, o Vader, dat U ons steeds sal opbou deur U woord en deur die Gees. Dat U steeds met die vernuwingswerk in ons harte sal voortgaan. Dat ons steeds sout vir die aarde sal bly, 'n lig vir die wêreld sal wees. Ja, gee dat ook ons hierdie gemeente kragtig sal getuig. Dat ons Here Jesus Christus ons Here is, en U ons Vader is, en die Heilige Gees ons heiligmaker is. Seën ons hier waar ons saam is, maar seën ook hulle wat vanmôre nie hier kan wees nie. Daar is van ons wat siek is by die huis, wat in die hospitaal is. Daar is van ons wat worstel met ernstige siekte. Vader, U ken elkeen se omstandigheid. En ons wil elkeen aan U sorg opdra. En bid dat U genesing sal skenk. Dat U troos sal skenk. Dat U vrede, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dat U daardie vrede in ons harte sal gee. Maak ons ook nou stil, dat ons die woord kan inneem. Dit bid ons, o Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sitters, ons lees weer saam uit die evangelie van ons Here Jesus Christus, soos Johannes het beskryf. Ons lees weer Johannes
19 daar vanaf vers 17. U sal onthou, ons het laasweek stilgestaan by die opskrif bo aan die Here Jesus se kruis, wat Pilatus gesê het, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Hy is die koning. En vanmôre lees ons weer vers 17, Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na kopbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskryf en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê: wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy bootklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad, van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar: ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê: hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar: daar is u seun. Daarna sê die disipel: daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Nou hierdie disipel is Johannes, wat hier skrywe, wat hierdie evangelie geskryf het. Die kernvers waar ons stil staan vanmôre is vers 23 en 24, toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy bootklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad, van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar: ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê: hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. Broers en susters en kinders, as die Here Jesus aan die kruis hang, dan is hy kaal. Net soos Adam en Eva in die wêreld gekom het. Ons lees in Genesis, Adam en Eva, die mens en sy vrou, was kaal. Maar hulle was nie skaam nie. Eers toe hulle sonde gedoen het, het hulle agtergekom dat hulle kaal is. En dan moet ons weet dat wys hulle fisiese naaktheid was hulle sonde kaal, in hulle ellende kaal. God het hulle daar in die tuin van Eden tot op die been toe oopgekloof. Hulle doemwaardig, sê Paulus, voor God gestaan. En nou leer ons het Adam en Eva se sonde geërf. So ons staan saam met Adam en Eva, so naak voor God. En as God ons aan onsself oorgelaat het, dan sou ons steeds naak voor hom gestaan het, gedoem tot die ewige dood. Maar God het dit nie daar gelaat nie. Hy het vir Adam en Eva nie in hulle verlore toestand gelos nie. Hy het hulle gaan opsoek en vir hulle klere aangetrek om hulle naaktheid te bedek. Maar die Here Jesus doen baie meer as dit. Met die bloed van ons Here Jesus Christus
bedek hy ons sonde. En skenk hy vir ons vergifnis. Maar om dit te kon doen, het van die Here Jesus Christus geweldig baie gevra. Dit het van die Here Jesus 'n offer gevra, wat hom sy lewe gekos het. En dan moet ons sien, die Here Jesus van sy geboorte tot by sy dood, het die klere wat hy gedra het net een ding uitgespel, naamlik, dat hy die Messias is, wat gekom het om ons sondes te bedek, en ons met God te versoen. In die Bybelse tyd, kon 'n mens die priesters en die profete uitken aan die klere wat hulle gedra het. Ook die malaatses en die slawe kon uitgeken word aan die klere wat hulle gedra het. En die klere wat die Here Jesus gedra het, sê vir ons wie hy was, toe hy op die aarde was. Want in die hele Bybel word ons vertel, dat die Here Jesus die Messias is. Dat hy gekom het om ons met God te versoen. En dan, in sy werk as ons Messias, moet ons twee lyne raak sien. Ons praat van 'n nederigheidslyn en 'n heerlikheidslyn. En as ons na die Here Jesus kyk en die klere wat hy gedra het, dan kom hierdie twee aspekte baie mooi na vore. Pas nadat die Here Jesus gebore is, lees ons dat hy in doeke toegedraai is. En met die eerste oogopslag lyk dit nie na iets besonders nie. Jesus was wel 'n gewone mens, maar ons moet nooit vergeet nie, hy was sonder sonde. En ons dra klere, omdat ons saam met Adam en Eva in die sonde geval het. Maar die Here Jesus nie. Hy hoef nie klere te gedra het nie. Hy is dan sonder sonde. Maar net soos enige kind van sy tyd, is hy in doeke toegedraai. Waarom? Want dit was deel van sy versoeningswerk. Op die nederigheidslyn van sy versoeningswerk, het hy gekom om ons sonde te bedek, met die doeke wat hy gedra het. Paulus skryf in 2 Korintiërs, hy sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Al was die Here Jesus sonder sonde, moes hy die gevolge van die sonde dra. En daarom moes hy klere dra, soos gewone mense. Hy moes ook daar die vernedering ondergaan, om klere te dra. Die letsels, wat ons sonde gelaat het, moes hy aan sy eie lyf voel. En hy het my naaktheid, het hy kom bedek. Hy het my sonde toestand, het hy kom toemaak met sy doeke. En dan gebeur daar tydens sy aardse bediening, gebeur daar 'n merkwaardige ding. By geleentheid is hy op die berg van verheerliking, saam met sy disippels. En dan lees ons daar, sy voorkoms het voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. Sy klere het geskitter. Die Here Jesus het daar voor sy disippels, die binnekring van disippels, Petrus en Johannes en Jakobus, het hy van gedaante verander. Die Griekse woord wat daar gebruik word,
Hy het 'n metamorfose ondergaan. En iets van sy heerlikheid, iets van sy goddelike heerlikheid, het daar na vore getree. Dat die disippels kon sien, hy is God self. Sy klere vertel van sy heerlikheid. Iets van sy hemelse heerlikheid het daar sigbaar geword. En dis die heerlikheidslyn wat ons moet raak sien in sy klere. Sy klere het wit geword soos die lig. En dan, heeltemal in kontras daarmee, sien ons ook sy nederigheidslyn. Op die voorhand van sy kruisiging lees ons die Here Jesus het van die tafel af opgestaan en sy boorkleed uitgetrek. Hy het 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. En hy het begin om sy disippels se voete te was. En dit was die gebruik, dit weet ons. As 'n mens by iemand gekom het om te kuier, dan die heel laagste slaaf in die huishouding moes die mense die gaste se voete was. En kyk wat doen die Here Jesus. Hy trek sy gewone klere uit. Hy trek 'n slaaf se klere aan. Hy doen 'n slaaf se werk. Hy was sy disippels se voete. Want hy het gesê, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Paulus sê dit ook so mooi in Filippense. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarna hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan ons mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Hy het die klere van 'n slaaf aangetree, want hy die werk van 'n slaaf kom doen. So nederig was hy. En dan as hy daar aan die kruis hang, dan lees ons seker van die verskriklikste dinge wat aan hom gedoen is. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy bootklere gevat en dit in 4 dele verdeel vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in een stuk geweef. En dan sê hulle vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie. Ons moet lood wie dit moet kry. En nou weet ons, dit was die gebruik in daardie tyd. Die soldate wat die mense gekruisig het, hulle kon die klere van die gekruisigdes vat vir hulle. Amper soos 'n loon vir die gruisame werk wat hulle moes gedoen het. En al wat die Here Jesus besit het, was die klere aan sy lyf. Elke soldaat, een het waarskynlik die skoene gekry, een die kopdoek, een die gordel, en 'n ander een sy bootklere. Maar dan lees ons van die Here Jesus se onderkleed was in een stuk geweef. En dan sê hulle, kom ons trek loetjies. En dan sê Johannes, dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en van my kleed het hulle geloot. En dis wat so wonderlik is om raak te sien, broers en susters. Die vervulling van die profesie wat Dawid al in Psalm 22 uitgespreek het. Die Here Jesus sterf aan die kruis om die Ou Testament sy volle betekenis te laat kry. Om die profesie te vervul. En as die Here Jesus aan die kruis hang,
gestroop van sy klere, as hy daar bespot en verneder hang, dan sê dit vir ons, God het die profesie in vervulling laat gaan. En dis nie 'n kwessie van dat iets het fout gegaan met God se raadsplan nie. God het dit lankal so bepaal, dat sy seun moes ly. Want dit was die enigste manier waarop ons gered kon word. Dit was die enigste manier waarop ons met God versoen kon word. En daarom het die Here Jesus gekom om die profesie te vervul. En tweedens moet ons raak sien hier, hierdie kleed van die Here Jesus wat in een stuk geweef is, was die spesifieke klere wat die priesters gedra het. Hy het priesterlike klere gedra, want hy is ons hoë priester, wat nie diere geoffer het nie, maar hy het homself geoffer vir ons sondes. Die Bybel praat van, hy is die lam van God, wat homself aan die kruis laat slag het, wat homself geoffer het. En hy het hom in ons plek geoffer. Dis eintlik ons wat daar aan die kruis moes gehang het. Want dit was ons straf wat op hom afgekom het. En dan derdens moet ons raak sien, hy hang aan die kruis sonder klere, kaal. In die begin het ons gepraat van Adam en Eva, wat na die sondeval besef het, hulle is kaal. En om kaal te wees, om dit te besef, om kaal te wees is die vloek, wat God op die mens laat rus het vanweë sy sonde. En hier hang ons Here Jesus aan die kruis, sonder klere, want daar is nie 'n vloek op hom nie. Hy hang daar om ons vloek te dra. Die vloek wat op ons gerus het op hom neergekom. God behandel hom soos 'n sondaar, alhoewel hy nie sonde gehad het of gedoen het nie. En dis wat Christus se klere vir ons vertel. Dat hy God is, dat hy verheerlik is, maar ook dat hy slaaf was, dat hy soos 'n sondaar behandel is. Sy klere sê vir ons, hy is ons hoëpriester en hy is ons redder. Hy is my Messias. En as ek in hom glo, dan kan ek weet, ek is salig. Ek was kaal. Christus sê vir ons, hy was kaal aan die kruis, sodat ons voor God kan staan met wit klere aan, wat al ons sondes bedek. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ja, dit bly 'n wonder in ons oë, 'n onverklaarbare wonder, dat ons Here Jesus bereid was om sy goddelike heerlikheid vir 'n tyd lank neer te lê, en aan ons gelyk te word. Ja, selfs die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En dan moet ons voor U bely, o Vader, dat ons onsself so dikwels wil verhef. Ons wil nie onsself verneder tot slawe nie. Want so dikwels dink ons is beter as ander. En so dikwels wil ons verhef teenoor U. Wil U ons dit ook vergewe? En al ons oortredinge vergewe. En gee dat ons sal wegvlug van ons sonde. Dat ons steeds ons Here Jesus Christus sal omhels.
Hy wat in ons plek gestaan het, en homself as 'n offer gegee het, in ons plek. Vader, gee vir ons die besef van hoe groot daardie wonder was, en maak ons dankbaar vir u genade in ons lewe. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.